Nou vriende, goeiemôre, ons is die Here nog dankbaar dat hy vir ons uitgespaar het en dat die Here nog 'n nuwe dag tot ons lewens toegevoeg het. Ek vertrou dat u 'n goeie nag se rus gehad het, dat dit goed gaan met u en u geliefdes en dat u veilig en gesond is en dat u ook geestelik vas staan in die Here en in die vryheid waarmee hy u vrygemaak het. Ag, die gebed van my hart is dat u nie die geestelike dinge sal afskeep nie, maar elke dag sal sê, Here, my allerbeste vir u, my allerhoogste. En ag vriende, vanmôre wil ek u so 'n bietjie kom bemoedig met hierdie baie besondere gedeelte in Johannes die 14de hoofstuk. Nou Johannes 14, 15, 16, 17 is maar 'n klompie hoofstukke wat eintlik aan een loop, want Jesus is besig om afskeid te neem van sy disippels. Sy aardse bediening is besig om ten einde te spoed en die werk wat Vader hom gegee het om te doen, sal hy volbring met die sterwe aan die kruis op Golgotha. En nou kom die Here en hy praat met hierdie besondere groepie manne wat so 3,5 jaar saam met hom gewandel het. En die Here begin en hy sê, laat julle hart nie ontsteld word nie, glo in God, glo ook in my. So hier kom bevestig die Here net weer, dat hy die gestuurde van God is, en dat hy God aan hulle kom openbaar het. Nou praat die Here met hulle oor die woning wat hy vir hulle gaan voorberei, en nou kom hy in vers 21 en hy sê, wie my gebooie het, en die bewaar, dit is hy wat my lief het. So hier is 'n baie belangrike saak, wat ek net onder die aandag wil bring. Baie mense vra my, hoe weet ek of ek gered is, al dan nie? Ag vriende, daar is geweldig baie toetse wat 'n mens kan doen. Maar een van die toetse wat baie belangrik is bewaar ek God se gebooie. Want u sien, God se gebooie is gedeel in 2 dele. Het ek God lief, het ek my naaste lief. En daar is 'n baie duidelike aanduiding in God se woord, dat as ek nie sy gebooie bewaar, dan het ek hom nie lief nie. Die Bybel sê vir ons eenvoudig, hoe kan ek sê Here, Here, maar ek doen nie wat hy vir my sê nie. So die Here kom na sy apostels hier aan die einde van sy aardse bediening en hy sê vir hulle, wie my gebooie het en die bewaar, dit is hy wat my lief het. En nou, en wie my lief het, hom sal my Vader lief het. U sien, die Vader, Seun en Heilige Gees is die drie-enige God. Die Bybel sê vir ons baie duidelik dat hulle 'n enige God is, dat daar nie kompetisie tussen die Vader en die Seun en die Gees is nie, maar dat dit wel een God is wat homself openbaar in 3 persone. En nou sê die Bybel, as ons die gebooie van God lief het, dan is dit bewys dat ons aan hom behoort en die Vader sal ons lief hê. En hoor wat staan hier verder. En ek sal hom lief hê en my aan hom openbaar. En die vraag is net, hoe openbaar die Here hom aan sy kinders? Nou daar is baie van die valse profete vandag wat vir jou sê dat hulle drome, ervarings, visioene, stemme, 'n besoek van die Here in hulle sitkamer of daar terwyl hulle rugby gekyk het of wat ook al, het die Heilige Gees hulle besoek of het God hulle besoek of het daar 'n manifestasie van Jesus gekom en die kamer het vol helder lig geword en allerhande snaakse goed. En ek dink nie as ons die Bybel lees, is dit Bybels wat mense sê nie. Het God hom in die verlede aan mense geopenbaar? Die Bybel sê vir ons so. Christus was God wat mens kom word het en op die berg van verheerliking, Matteus 17, sien ons hoe hy van gedaante verander het. Maar as ons die Bybel vandag bestudeer, dan sien ons dat die volmaakte God se woord gekom het. En vanuit die Bybel openbaar God homself aan ons. En daar is so min kinders van die Here wat werklik hierdie intieme verhouding met God beleef en hierdie warmte in hulle siel ervaar. Want u sien, hulle spandeer nie tyd aan die woord nie. Partykeer is kinders van die Here so laks om die Bybel te lees, terwyl die Bybelboek die enigste geïnspireerde boek op aarde is. En God openbaar homself deur die Bybel aan ons. En ag vriende, as ons deur die Bybel gaan lees, dan sien ons Maria wat aan die voete van Jesus gesit het. Ons sien later die apostels, toe hulle geslaan was en gesê was, julle sal nie verder die evangelie verkondig nie. Hoe hulle gegaan het en met blydskap daardie evangelie gaan verkondig het. Ons sien, vriende, in die sendbriewe wat die apostel Paulus skryf, hoe die gemeente swaar gekry het, maar God se teenwoordigheid ervaar het. En die vraag is, hoe openbaar die Here hom aan ons in vandag se tyd, in die uur en dag waarin ons onsself bevind? En ag, dit is eenvoudig. Die Here openbaar homself deur sy woord. Ag, ek kan aan geleenthede in my lewe dink, waar ek met geweldige krisisse gesit het. Stryd oor sekerheid van saligheid. Ander kere weer groot besluite wat gemaak moes word. Ander kere dinge waaroor hy onseker was. In jou gemoed het jy net werklik gesoek dat God jou moet antwoord uit sy woord. En soos ek sistematies deur die Bybel gelees het, het daai antwoorde uitgespring na my kant toe. En my hart was
opgewonde en bly, soveel so dat jy amper gevoel het, ek kan nie langer sit nie, ek wil opstaan en opspring en die Here loof en prys, omdat hy my so spesifiek geantwoord het, op daardie spesifieke tyd, oor daardie spesifieke probleem of kwessie in my lewe. En dis hoe God homself aan ons openbaar. Ons mis baie van dit, omdat ons nie getrou en sistematies 'n Bybelleesprogram volg, of 'n Bybelstudie hou nie. Die Bybel leer vir ons baie duidelik, vriende, dat ons as kinders van God nodig het om naby God se Vaderhart te wees, sodat ons ook hierdie wonderlike Here Jesus in die blaaie van die Bybel kan sien, wat afgeskilder is as die gekruisigde, sodat ons deur die krag van die Gees hom beter kan leer ken. Ek wil vir u net 'n vers of 2 lees uit hierdie pragtige Halleluja lied 313. Daar staan: gedurig dors my siel na u, o Heer, kom met u liefdesstem en troos my teer. My siel, Heer, het u nodig. Na u verlang my hart, o seën my heiland en troos in smart. Die tweede vers sê: elk uur en elk oomblik, Heer, wees u naby. Versoeking het geen krag met u by my. En dan die gedagte: elk uur, elk oomblik, Heer, is u my deel, en aan u diens wy ek my hart geheel. En dan die koor weer: my siel, Heer, het u nodig. Na u verlang my hart. O seën my heiland en troos in smart. Ek vra jou, is dit jou daaglikse gebed? Want die Here sal hom aan jou openbaar, as jy sê: Here, my siel dors elke uur en elke oomblik na u. Op ons onlangse kerkraadsvergadering het ek met die broeders gepraat oor die gedagte, ons is so besig met baie Christelike dinge, dat ons Christus uit die prentjie laat. Ons het nodig om te dink aan die persoon van Christus. Ons moet dink aan wat hy gedoen het op aarde, sy liefde, sy barmhartigheid, sy ontferming oor mense. Ons moet dink aan wat hy aan die kruis gedoen het. Ons moet dink aan sy karakter. Ons moet dink aan hoe heerlik en wonderlik is hy, dat hy vir ons plek gaan voorberei. Vriende, ons moet tyd neem om te dink aan ons komende koning. Daarom is die enigste gebed wat u en ek kan uitrus: Here, my siel dors na u. Ek het nodig dat u deur u woord en deur u gees tot my hart sal spreek. En ag, as jy vanmôre met 'n sondeprobleem sit, daar is een plek waar jy God gaan vind uit sy woord. As jy vanmôre met probleme sit met mense, as een plek waar jy antwoord gaan kry uit die woord. As jy vanmôre honger en dors, vriende, na antwoorde in jou lewe, of miskien net na 'n nuwe invulling van God se gees in jou hart, dan wil ek jou sê, lees die Bybel. Ek sal my aan hom openbaar, sê Johannes 14:21. En mag die Here homself aan u openbaar deur die blaaie van die Bybel, en mag hy opnuut 'n vreugde en 'n blydskap in u siel bring. Want die blydskap in die Here is ons beskutting. En die Bybel sê: verbly julle altyd in die Here. Ek herhaal, verbly julle. En ag, vriende, ons kan net blydskap vind as ons stil word by God se woord. En nou wil ek net afsluit. Hierdie openbaringe van God bewerk in ons lewens 'n paar eenvoudige dingetjies. Eerste plek sal dit nederigheid in ons bewerk. Naarmate ons God beter leer ken uit die woord en homself aan ons openbaar, word ons nederiger. Daar is ook hierdie ongekende blydskap wat eie is aan 'n kind van God se lewe. En die uitvloeisel daarvan is heiligheid, om meer toegewyd aan die Here te lewe. Mag u en ek ervaar wat dit is, wat Johannes 14:21 sê: en ek sal my aan hom openbaar. Vriende, daar is niks wat met dit vergelyk kan word nie. Mag u en ek die vreugde en die blydskap en die vrede vind van ontmoetings met Christus vanuit sy woord in getroue volging van hom. Bid vir u 'n mooi dag toe, baie groete en seën ter.